Hallo almal. Ek hoop julle het 'n geseënde week so ervaar. Voor ons begin kom ons dit gaan. Ons debat hier met se vader. Ons sê Baba, dankie waar ons nou toe kan raam. Dankie dat ons nou gaan stop met al die gejaag vir die week. Eers wil ons sê baie dankie dat ons nou kan stop en u woord kan oopmaak en weet dat u wil vir ons vra of sê hoe ons ons lewe moet doen. Ons vra dat U asseblief hierdie woorde wat U vir my gegee om dit te seën en uit U mond kan praat en nie uit U. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. My tema is ek glo. En dit kom uit Markus 9 vers 24, Nuwe Lewende Vertaling. Ek glo. Help my om nie meer te twyfel nie. Nou, in Markus 9 vers 14 tot 24, nou kom ons lees gou. 14, dit net 10 verse. Okay. Toe hulle weer by die ander disipels teruggekom, sien hulle die groot klomp mense om hulle en die skrifkenners van met hulle algemeen. Net toe al die baie mense Jesus sien, het hulle hom verras en te ontmoet, gehardloop en begroet. Hy vra die skrifkenners toe, waaroor stry julle met my disipel? Iemand uit die skare het hom geantwoord, nee meester, ek het my kind na u toe gebring, omdat hy 'n bose gees het, wat hom stom gemaak. Elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom teen die grond en hy kry skuim om die mond en hy knas op sy tande en hy word stokstyf. Ek het vir u disipels gevra om die gees uit te dryf, maar hulle kon dit nie regkry nie. Jesus sê toe vir hulle, julle ongelowige mense, hoe lang moet ek nog by julle wees, voordat julle glo? Hoe lang moet ek dit nog uithou met julle? Bring die kind hier. Hulle bring hom toe vir Jesus. Toe die gees Jesus sien, het hy die seun duidelik skuimstreke laat kry en hy het op die grond neergeval en rondgerol met die skuim om sy mond. Jesus vra toe vir die pa, hoe lang gebeur dit nou al met hom? Van klein af, was sy antwoord. Die gees het hom al baie keer probeer doodmaak, deur hom in die vuur of in die water te laat val. Kry ons tog jammer en help ons as u kan. Vers 23 sê, as ek kan, sê jy, as ek kan, sê jy, het Jesus hom geantwoord, as 'n mens glo, is alles moontlik.
En dit die tema. Ek glo, roep die kind se pa duidelik uit. Help my tog om nie meer te twyfel nie. So, dit wat elke een in hierdie verhaal, nie net die verhaal vir homself nie, dit is vir my en vir jou ook. Nou hierdie vers kom uit die verhaal van 'n man te seun wat deur die bose geeste getuiter word, na Jesus gebring. Die disipel kon nie genees nie en vra die man vir Jesus om te hou. As u kan, die Vader se reaksie is eerlik en diep menslik. Hy glo, maar hy erken ook dat sy geloof swak en onvolmaak is. Hy vra vir Jesus om self daardie tekort in hom te help oorwin. En Jesus antwoord hom, as jy kan glo, alles is moontlik vir hom wat glo. So 'n werklik besef die Vader dat hy die probleem het. Groter as die probleem om die volduiwel te weet, soos sy seun, en dat hy die oorsaak kan weet, dat sy seun nie genees sou kon word nie. Die Vader pas uit trane uit en bely sy ongeloof. Ek glo, Here, help my om nie meer te twyfel nie. Uit genade genees Jesus die seun en dryf die bose geeste uit die seun. Vanaand wil baie mense eers die wonderwerk sien en dan glo. Want dit word ontdower ook, maar dink die horende ook, maar die dowe is erg. Ek sien en bevryf en glo jou nie. Dit is doofte kultuur, maar ons almal het dit ook. So ons kan dink Philippus of Timotheus het ook gesê dat ek vir Jesus se vinger druk, sal hy glo. Maar geloof sien die wonderwerke, volbring nog voor dit gebeur. Die geloof dan in 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou die volgende, Hebreërs 11 vers 1. Hoe sterk is jou geloof? Dit uiteindelike vraag is wat is eerder? Hoe sterk is jou verbinding met Jesus? Ken jy hom persoonlik en weet jy uit persoonlike ondervinding wie hy is? Jy kan hom net op een manier neerken, naamlik deur die persoonlike tyd met hom in gebede en in sy woord, die woord deur te bring. Die disipels wou van Jesus weet hoekom hulle nie die bose geeste kon uitdrywe nie. Voorheen op hulle stemme kon hulle siekte gesond maak en duiwel uitdrywe. En Jesus antwoord hulle. En die het in vers 29 wat sê, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie.
Die disippels het op hulle self gefokus. Hulle het die behoefte om die gebed vergeet en hulle het vergeet om op Jesus alleen staat te maak of te vertrou. Ons kan slegs wonderwerke verwag en 'n antwoord op ernstig volhouding gebed. Jesus antwoord elke gebed, dalk nie op die wyse en die tyd soos ons dit sou wou hê nie, maar altyd soos wat hy weet wat die beste is. Kan jy vandag sê, ek glo, of moet ek ook eet dalk jou ongeloof, jou vertwyfeling in berou voor hom bely? Soms bid jy iets vir genesing, vir 'n deur wat moet oopgaan, of vir iemand wat swaar kry, maar jy voel onseker of God regtig kan antwoord. Dis presies so die pa in daardie verhaal. Hy wou glo, ja, maar hy twyfel het hom oorweldig. Sê eerlik vir God, Here, ek glo dat U kan, maar ek voel swak. Help my om U te vertrou. Weet eerlik, dat ek nie gebrek aan geloof nie. Dit 'n ware geloof, want jy kan steeds na hom toe gaan. Wanneer jy twyfel in jouself, baie mense dink hulle geloof is nie te genoeg nie. Maar Jesus het nooit gesê jy moet reuse in geloof wees nie. Net dat jy moet kom na hom toe. Self as jou geloof maar 'n klein bietjie is, bring dit na Jesus. Hy meter dit. Jesus sê in Matteus 17 vers 20, as julle geloof het so 'n mosterdsaadjie, wat so klein is, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Wanneer jy wag vir 'n antwoord, die pa het nie eers volmaak geloof nie. Toch het Jesus sy seun genees. God reageer nie net op volmaakte geloof nie, maar op 'n opregte hart wat na hom roep. Hou aan bid. Sal al voel dit op niks gebeur nie. God sien jou trane. Hy hoor jou roep. Hy bou jou geloof terwyl jy wag. En dit wat ek dink, dit wat ek wil die boodskap gee, die tyd wat ek in die hospitaal gelê het. En my laat besef, dat baie, ek is so besig, ek het so baie konsentrasie op baie dinge. En dit lyk nie om dan help ek myself. Maar daai later sê, hou aan bid. Sal al voel dit ook niks gebeur nie, dit is waar, maar ek kan dit getuig. God sien jou trane en hy hoor jou roep. Dan my ontwag en wag, Here, wanneer? En dan probeer ek my eie planne maak,
En terwyl ek wag, hy bou jou geloof. Terwyl jy wag en hy ewe skielik kom die antwoord. En dan besef jy hoe jou geloof so klein soos 'n mosterddaadjie God kan antwoord. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, kom asseblief om ongeloof te hou deur harttoewyding aan U en deur belydenis van onafhanklikheid van U. Mag geloof gebaseer wees op ons persoonlike kennis en verhouding met U. Amen. Mag julle geseënde Sabbat hê en mag ons geloof meer en meer dan wanneer ons nodig het by die eindtyd dat ons meer ongeloof op God het op onsself en op ander mense. Geseënde Sabbat en mag Here julle elkeen seën. Sien julle by die kerk. Bye.